Nou ja, terwyl ons net so staan, kom ons sluit die oë. Ons almagtige Vader Jahwe, as ons so by mekaar is en ons saam sing oor u liefde, dan dank ons u dat u vir ons 'n nuwe hart gegee het om u liefde te kan ontvang. Daardie reine, skone, goddelike liefde wat die lewe is, wat geopenbaar is in Yeshua. Dankie Vader Jahwe dat dit ons verlustiging kan wees. Ook vanoggend dan vra ons in groot afhanklikheid dat ons sal opkyk na u en dat u ons harte sal trek met daardie koorde van liefde wat die profeet geprofeteer het, dat ons sal daardie diep bewustheid, daardie inslag, daardie ingeplante woord wat in staat is om ons siele te red, dat u woord sy snelle loop in ons lewe sal hê. Dankie vir hierdie geleentheid. Dankie dat u vir ons goed is. Ons dankie daarvoor in Yeshua. Amen. U kan die sitplekke inneem, baie dankie. Dankie Heinrich, my wapendraer, wat my Bybel so mooi vir my aangee, want hy was nog by die kinderdiens. Ons is baie opgewonde vir al die jong mense, die wat ingeskakel is. Ons is so bly vir 'n tyd en 'n geleentheid soos vanoggend, om hierdie woord met julle te kan deel, so spesiaal, vir elke jong mens. Dit sluit nou 'n momentdruk in. Dat ons werklik vanoggend Jahwe se woord met alle welwillendheid sal ontvang. Dat ons sal waak. Julle sal nou die liedjies aan agterkom. Iewers gaan ons oor die liefde die woord bring, want al die liedjies het daaroor gegaan. En dan kan ek nie glo in die lied 683, wat 'n liefde is presies die teks van vanoggend. Dis presies net dit. So as die wysie dalk vir party van julle vreemd is soos hert en dorre streke, die woorde is 1 Johannes 3. Kom ons blaai na 1 Johannes 3 toe. En ons is besig in ons Johannes reeks. Somtyds hanteer ons 'n vers, somtyds 3 verse, dit hang af. Maar vanoggend dan hierdie spesifieke deel in 1 Johannes 3, wat uitstaan eintlik in die hele woord van Jahwe as 'n anker. As jy in jou geloofslewe groei, en daar is sekere versies wat ons maar eerste onderstreep en 'n anker vir jou siel het, hierdie is nou so 'n vers. 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word, uitroepteken. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Net tot sover mag Vader Jahwe sy woord seën. Belangrik die konteks, ons het in die vorige 2, maar veral die laaste boodskap, baie klem gelê, die hele laasweek, bly in hom met die oog op die wederkoms. Hier kom die wederkoms weer, geliefdes. Hier is 'n baie groot seën om sy kind te wees. Hy het ons gereinig, hy het ons geheilig, ons sal hom sien soos hy is, ons het deel daai salwing, laasweek van geregtigheid, né? Hoe berei ons voor vir die wederkoms? Om in sy kleed bekleed te wees, sodat as hy ons sien, dan sien hy sy geregtigheid, sy seun se beeld. Dis die belangrike deel. So hierdie bly in hom is 'n verbondsseëning. Dis daardie onbeskryflike wat Jahwe voor die grondlegging van die wêreld af vir ons beskik het. Vooruit geweet hoe groot is hierdie erfenis wat hy vir ons wil gee. Nou begin Johannes hierdie vers. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. So dis nou die uitnodiging vir elkeen van ons vanoggend. Aanskou sy liefde. Maar waar gaan soek ons dit? Waar sien ons dit? Nou, om iets te sien, weet ons in Afrikaans, ons gebruik dit om, ek sien dit ding nie soos jy dit sien nie. Ek verstaan dit nie so nie. Of, nou sien ek dit ook. Ek verstaan dit, maar nie net kop nie, my oë blink, want die hart sê, hier is iets groots.
En dan volg die hande. So hierdie oproep, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Daai hulle die oorhoofse tema, heel in die inleiding, beleef julle sekerheid. 1 Johannes gaan vir die gemeente as 'n vitamine boks, kompak, beleef jou geloofsekerheid. Waarop is geloofsekerheid gebaseer? Daarom spesiaal vir elke jong mens. Waarop is jou geloofsversekerdheid gebaseer? Nou daar's 110 dinge wat die vlees wil waarneem en sê, dit gaan goed met my, of dit gaan goed in my studies, of dit gaan goed met my finansies, of my ouers se finansies, of my verhoudings, of ek voel lekker, of ek is in 'n lekker kerk. Waaroor gaan geloofsekerheid? Die liefde wat Jahwe bewys het. En daarom kan ons nie anderste vanoggend as ons nou so deur hierdie vers werk, eerstens die oproep, die opwekking, kyk, aanskou. Om te kan kyk het jy oë nodig. En om te kan kyk, hierdie groot liefde, het jy goeie oë nodig. Jy het die regte uitkyk nodig. Nou wat maak die sonde met ons? Blind. Kortsigtig. Die apostel skryf, julle is verduister in die verstand. Julle het geen begrip nie. So wat doen Jahwe met ons in die nuwe verbond? Hy gee vir ons die salwing om ons oë te salf. Hy sê vir Laodisense in Openbaring 3, ek raai jou aan om salf van my te koop, om jou oë te salf, dat jy kan sien. Want die manier wat jy die lewe uitkyk en sê, ek is ryk en verryk, ek het aan niks tekort nie, jy is arm, jy is ellendig. En met die wederkoms sal dit openbaar word. Maar wanneer ons as Jahwe se kinders in die wedergeboorte waaroor ons sing, waaroor Johannes so baie skryf, 'n nuwe lewe kry die gawe om te kan sien. Want die dood kan nie sien nie. Hy is kortsigtig, hy is blind. So as Jahwe sê, kyk wat 'n groot liefde, dan is dit 'n lewensroeping. Jy kyk nie net een keer nie. Jy aanskou. En wat 'n behoefte is daar om te kyk. Onthou julle die oggendstilte Dominee Jaco dit onlangs gemaak oor die Israeliete in die woestyn, toe hulle gemurmureer het, toe stuur Jahwe giftige slange in. Wat moes Moses gebou het? 'n Slang op 'n paal, moes verhoog geword het. En elkeen wat deur 'n giftige slang gepik is, nou Matthys, jy sal nou vir ons kan vertel, hoe voel dit as jy weet jy is raak gepik? En jy raai nood, en jy ervaar hier's gif, en hier's pyn, en hier's onsekerheid, en is die dood. Dan het jy behoefte aan hulp, onmiddellik. So hoe het jy gekyk na daardie oplossing, daardie genesing? Jy het aanskou, jou oë het amper dit gedrink. Jy het gesoek, 'n mens kan in iemand se oë kyk. En daar as die liggies is aan, maar as niemand by die huis nie, hy dwaal. Of jy kan kyk as iemand konsentreer, of as iemand om net verlustig. Nou, wanneer ons na Jahwe se liefde kyk, aan die een kant is dit hierdie ontsaglike nood na sy liefde. Elke keer as jy daardie behoefte in jou lewe het, na geloofsekerheid, dan sê hy, kyk na my, as die seun van die mens verhoog word op die paal, en my aanskou, met daardie oë wat na hom kyk, nie in veragting nie met trotsheid nie met ander gedagtes nie, maar kyk soos daai Israeliet moes gekyk het, as hy gepik is, as hy besef is, hy's vergiftig, hy's onder Jahwe se oordeel, en hy soek daai genesing. Dis wat hierdie woord is. Kyk na Jahwe se liefde, met die geloof, om met jou eie te maak. Nie 'n kritiese kyk nie. Nie 'n algemene generiese kyk nie. 'n behoeftige aanskou, maar 'n lewenslange verlustiging, want jy weet hierdie liefde word heerliker en heerliker, aan die pad van die regverdiges soos die môre glans, wat hy al helderder word, soos die môre deurbreek. Ek weet baie van ons sien dit nou nie elke oggend nie. As ons oë oopmaak, is die son al daarbo. Skus, nou is ek lelik. Maar dit is so wonderlik, dit is bietjie koud, ons wil nie buite wees hierdie tyd van die jaar nie. As jy niks kan sien nie, na skare wees in die son en die helderheid kom, en besef hoe mooi is dit, daar's lewe, en so is Jahwe se liefde, moenie net sê, ag ek ken die evangelie, ag ek weet Yeshua het gesterf, het jy al aanskou sy openbaring van liefde,
Dis wat hy vir ons oproep, kyk, wat 'n groot liefde. En hierdie groot is groter as ons definisie van groot, want dit gaan in al die vlakke van in tyd en in intensiteit en in vervulling en volmaaktheid van 'n ewige raadsplan van liefde wat voor die grondlegging van die wêreld is en liefde wat tot in ewigheid nimmer kan vervlou. Dis die grootsheid van die liefde. Paulus sê in Efesiërs 3 bid hy vir die gemeente en hy het hierdie spesiale gebed dat hulle in die liefde van Yeshua gewortel sal wees en die wyte en die breedte en die hoogte en die diepte sal ken met 'n kennis wat boeke kennis oortref, daai weet dat jy weet, Jahwe het my lief. Beleef jou geloofsekerheid. En hierdie liefde is bewys, en ek wil so graag vir elkeen sê, kyk in jou Bybel. Hierdie bewys is 'n volmaakte bewys wat vir altyd geld, selfs as jy nie voel jy verdien Jahwe se liefde nie. Selfs, want dit is een eienskap van 'n beproewing. Jy kry onmiddellik eers daai, Jahwe het my nie lief nie. Jahwe het my verlaat. En dit is nou erg om dit te sê, want jy sal dit nooit met jou mond sê nie, want dit klink nie reg nie. Dit is wat jy voel. Dis wat jou optrede is, ek moet begin selfsorg, ek moet selfplan, ek moet self moet maar in beheer wees, want ek het nie meer 'n vader nie. Hierdie is 'n baie, baie belangrike vers. En daarom wil ek wil jy moet dit merk in jou Bybel en in jou lewe. Kom ons blaai nou Romeine 5 toe. Romeine 5. Want die mens wil gedurig by Vader Jahwe hoor, op ander maniere as wat hy vir ons gewys het, hy het ons lief. Ons wil, ag Vader, as jy my regtig lief het, maak maar bietjie my salaris bietjie meer. Ag, gee maar dit of gee maar dat. Dis ons definisie van liefde. Wat is Jahwe se definisie van liefde? Ek red jou, ek sterf vir jou. Ek betaal vir jou sondes toe jy die dood verdien het. Vir 'n regverdige sal mens nouliks sterwe. Wat sê Romeine 5? Romeine 5 begin met daardie kontinuïteit uit Romeine 3 en 4, die regverdiging deur die geloof, so Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Heerser Yeshua Messia. En dan praat hy van, dat ons roem en hoop op die heerlikheid van God, in verdrukking, in lydsaamheid, in beproefdheid, in al die omstandighede, vers 5, die hoop is skaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat in ons gegee is. Sien die aansluiting by 1 Johannes 3, hy sê, kyk wat 'n liefde die Vader ons bewys het, en ons het hier die hoop as hy verskyn, dat ons aan hom gelyk sal wees, die liefde bring daar die eenheid, en hy sê in 1 Johannes 3, ons het dit gesing ook, hy wat hier die hoop op hom met reinig homself, daar's 'n reinigende effek. Hier sê hy dieselfde, die hoop is skaam nie, omdat Jahwe se liefde in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees. So wanneer ons sê aanskou sy liefde, dan probeer jy nie uit jouself uit te verstaan nie. As jy, dankie Jahwe dat jy die Gees vir my gegee het, wat my sal leer en onderrig, jy het my lief. Dit was een van die mooiste beloftes in 1 Korintiërs wat Paulus sê, dat niemand weet wat in 'n mens se hart is nie. Jy kan met iemand kuier, jy kan 'n lewe saam met iemand spandeer, en dan sal nog steeds dele wees. Hoor maar 'n bietjie jong mense, die pa en ma sê altyd vir mekaar, na jare is 'n getroude lewe, ek verstaan jou nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Dit is maar net, jy weet nie wat in 'n mens se diepste wese is, behalwe hy self, jou gees. So weet niemand wat in Jahwe se diepste wese is nie. Behalwe die Gees van God. En wat doen Jahwe toe hy die gemeente geseën het? Hy stort sy Gees uit, sodat ons in 'n lewende verhouding Jahwe se liefde kan leer ken. Jahwe se liefde kan leer ken, kan aanskou. En daarom sê hy in Romeine 5, hierdie liefde bring hierdie hoop wat nooit beskaam nie, en dis die Heilige Gees wat dit werk, vers 6, want toe ons nog swak was, het Messia op die regte tyd vir die goddelose gesterwe, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar, vers 8, Romeine 5 vers 8, God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Messia vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.
Daar is nie 'n groter manier van liefde bewys as dit nie. En dit is vir jou anker in jou lewe. Toe jy nie Jahwe gesoek het nie, toe die skaap geen behoefte gehad het aan die herder nie, die herder jou kom soek. En sy lewe vir jou afgeleef as 'n bewys. En daarom moet ons nie teen hierdie openbaring van Jahwe rebelleer en sê, ja, maar as U my lief het, dan sal dit en dit nie. Jou anker vir jou geloofsekerheid is 2000 jaar terug vas aan die vloekhout. Jahwe bewys sy liefde tot ons, daarin dat Yeshua nie vir 'n volk wat hom geëer het en hom lief gehad het, nee, 'n volk wat geskree het, kruisig hom, en almal hom verlaat het. Daar bewys hy, dis nie op grond van jou prestasie nie, my liefde wat ek vir jou gee is my besluit, en dis die uitverkiesingsleer, ek het jou lief, neem daarop antwoord. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Ek wil vir elke jong mens vra, verstaan jy die uitverkiesingsleer? Wat 'n absolute liefdesboodskap is, waar Jahwe in sy liefde besluit het, hierdie mens wat rebelleer en my haat en sondig is, hy sê, hy het vir die goddelose gesterwe, hy wat sê, ek wil nie Jahwe ken, wat sy rug keer op Jahwe, wat soos Adam en Eva eerder na die Satan luister, en eerder ongehoorsaam is, vir jou het ek my liefde bewys. Ons het in die Bybelstudie met die jong mense gister en die vorige keer hanteer, Efesiërs 1, en ons blaai vinnig soontoe, Efesiërs 1, en ons kyk hoe hierdie liefde van Jahwe en sy woord vir ons beskryf word, en ons die woord moet lees, en die woord moet glo, want hoe aanskou jy hierdie liefde? En nou gaan ek iets sê wat ons jong mense nou verstaan, mens is partykeer net lees vir 'n bietjie liefde, goed voel liefde. Nie goddelike liefde, nie daai lekker, ek voel nou goed liefde. En dan sit jy vir jou 'n liedjie op, 'n liefdesliedjie. Net jy sal weet op wat is jy verlief, maar jy voel nou 'n bietjie vol liefde, want hierdie melodie, dis nie die skrif, eers die feite aan die vloekhout, dis nie 'n mooi prentjie nie. Yeshua sterf vir my, dis goddelike liefde. En dan plaas ek my geloof in daardie liefde, dat hy vir my gesterf het, en dan verander my lewe. En dan jubel ek voor sy aangesig. En dan kan ons sing, God is liefde, juig ons harte, want Jahwe het ons nie sonder emosie gemaak. Hy het ons met emosie gemaak. Maar ons moet eers hom aanskou. En dan kom die hart wat jubel. Baie keer wil jong mense sê, nee, ek hou van daai liedjie en ek hou van daai emosie. Môre, dan voel jy anderste. En dan, waar is die liefde dan? Jahwe gee vir ons eers wanneer ons hom nie lief gehad het nie, wanneer ons in daai lelike omstandighede van Golgotha, wys hy vir ons wat is liefde. So Efesiërs 1 vers 3 tot 6, en onthou, ons teks in 1 Johannes 3 sê dat die liefde wat die Vader ons bewys het, is dat ons kinders genoem kan word. So ons is op pad na hierdie kindskap as die openbaring van Jahwe se liefde in jou lewe. Dis ons grootste behoefte om te hoort en te behoort. Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Heer Yeshua Messia, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Messia, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Deur Yeshua Messia na die welbehae van sy wil tot lof van die heerlikheid van die genade waarmee ons begenadig het in die geliefde. Hierdie is presies wat Johannes in 1 Johannes 3 skryf. Kyk wat 'n groot liefde die Vader in ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Ons teks in Johannes 3 vers 1. Hier sê Paulus, onthou nou, in Johannes 2 het ons geheeltyd gepraat van in hom. Hier sê Paulus presies dit. Ons is in Yeshua uitverkies, sodat ons voor Vader kan staan rein en heilig, dit waaroor Johannes telke male gaan skryf, ons staan rein voor hom, ons is gewas, ons het 'n voorspraak, sodat ons voor hom kan staan sonder gebrek,
Met ander woorde in Johannes 3 se taal, ons is gelyk aan hom. Nie God nie, daardie geregtigheid, daardie skoonheid. Die bruid lyk soos die bruidegom, 'n fyn rein wit linne. So Paulus skryf dit nou net in woorde van sonder gebrek. Johannes sê aan hom gelyk. Sondeloos. In liefde, deurdat, hoe lyk hierdie uitverkiesing voor die grondlegging van die wêreld? Hoe lyk hierdie liefde? Dit kry gestalte in die aanneming tot kinders. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Nou dit moet ons nie goedkoop ag nie. Dit is jou lewensidentiteit. Jy is of 'n kind van Jahwe, of jy is nie 'n kind van Jahwe nie. Jy is of 'n kind van Jahwe, en jy het hierdie rykheid van, kyk hierdie liefde, dit is nimmer eindig, en dis alles omvat in die diepte, en dis my hele lewe. Vir 'n jong mens, al die versoekinge wat sê, hier's liefde, hier's vervulling, hier's geluk, hier's aanvaarding, dit word vir jou 'n pad van triomf as die liefde van Jahwe jou lewe vervul. En dan soek jy nie liefde en aanvaarding op 'n ander plek nie. Ongeag jou kinderlewe, ongeag jou mislukte verhoudings, ongeag die harde wat hierdie lewe, die dorings en die distels, Jahwe se liefde in jou lewe word jou identiteit. En daarom moet jy dit aanskou. En daarom moet jy dit verstaan. En as ons praat in ons gemeente oor die uitverkiesing, dan is dit hierdie boodskap. Hierdie liefde wat voor die grondlegging van die wêreld is, in Yeshua uitverkies. Daar bestaan geen uitverkiesing buite Yeshua. Hy is die een in wie ons uitverkies is. So wanneer ons dan vir mekaar sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader ons bewys het, dan wil ek regtig, en ons beleef dit so in die gemeente, dat daar is tye wat ons baie preek oor die uitverkiesing. Ja, Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehaat, en dan besef ons, die gemeente is reg daarmee, en dan kom maar weer jonger kinders, weer so 5 jaar, en ons kom agter, dis weer tyd, as ons so na die jong mense kyk, om weer te sê, verstaan jy regtig die uitverkiesing? Dis nie veldikte nie, dis van ewigheid. Efesiërs 1 vers 3 tot 6 sê, hierdie uitverkiesing gaan oor Jahwe se liefde om jou as kind voor hom te stel, rein en heilig, sonder gebrek en liefde. Oom Hendrik het in Kolossense 3 geopen. Kolossense 3 vers 12. Ons moet as geliefdes, as bemindes, as uitverkorenes ons bekleed met Yeshua. So wanneer ons dan so bietjie, ek het nou uit Johannes 3 gelees, en ons is by Paulus hier in Efese, wat sê Petrus? Nou gistermiddag by die jeugmiddag, het ons gelees uit 1 Petrus 2 vers 9. Kom ons blaai na 1 Petrus 2 vers 9, spesiaal vir ons jong gelowiges. Maak jou uitverkiesing vas in Yeshua, dat jou hele lewe daarvan getuig. Spesiaal weer vanoggend, as ons sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dan lees ons dit vanuit die skrifte. 1 Petrus 2, en mens kan die hele hoofstuk lees, hoe ons opgeroep word om na Yeshua te kom, die lewende steen, en in hom opgebou te word tot 'n geestelike huis, om geestelike offers te bring, Efesiërs 4, maar dan spesifiek vers 9, 1 Petrus 2 vers 9. Julle is 'n uitverkore geslag. Wanneer die uitverkiesing plaasgevind? Ons het dit gelees in Efesiërs 1 vers 3, voor die grondlegging. In wie het plaasgevind? In Yeshua. Soos Jahwe se raadsplan. Wat is die einddoel van die uitverkiesing? 'n Lekker land waar ons regeer en maak wat ons wil? Luister baie mooi. Die doel van die uitverkiesing is om voor Jahwe se troon te staan, rein, regverdig, sonder gebrek, in die liefde, ek quoteer in Efesiërs 1 vers 4, in die liefde, deurdat hy ons voorbeskik het om as kinders, dis jou groot behoefte in hierdie lewe. Waar hoort ek?
'n kind hoort in 'n huis. Waar's my vaderhuis? 'n kind is in 'n posisie waar hy die gesag, die sekuriteit, die beskerming, die voorsiening van sy vaderhuis moet geniet. Nie rebels wees nie, nie eie sinnig nie soos die verlore seun sy goed vat en deurbring in die wêreld nie. Die uitverkiesing roep ons tot kindskap. Jy is nie alleen nie. Jy is nie as wees agtergelaat nie. Jy is nie 'n weeskind nie. Die trooster, die Heilige Gees stort Jahwe se liefde in jou lewe uit. En weer eens die tema vanoggend, aanskou sy liefde. Sien jy dit? Sien jy dit raak? Sien jy dit met jou verstand? Sien jy dit met jou hart? Sien ander mense dit in jou hande, in jou werk? Sien Jahwe se liefde in die uitverkiesing. Julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom, 1 Petrus 2 vers 9, verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. 1 Johannes 1, God is lig en daar is geen duisternis nie. Weet julle hoe mooi is dit as jy Johannes prediking vat, hoe die ander apostels, hulle almal dieselfde evangelie, hoekom? Dit is dieselfde gees. Dis Yeshua se evangelie. Nou sê hy, soos in Romeine 5 gesê het, julle was goddeloos en toe sterf Yeshua vir julle. 1 Petrus 2 vers 10, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. En hoekom was hy opgeëindig waar hy daar was? Haar sonde, haar rebellie, haar troubreek. Nou is dit baie belangrik, as ek nou vir julle vra. Waar kry Petrus hierdie teks? 1 Petrus 2 vers 10, 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is. Hoe verstaan ons dit? Is hierdie nie maar deel van die tekste wat vandag rondgeslinger word? Almal wat nie volk was nie, is nou skielik volk. Want hier moet ons nou die lig suiwer. Hier moet ons nou vir mekaar in die oë kyk en vra, verstaan jy wat hier staan? Nou is daar twee gedeeltes wat nou baie belangrik is. Nou voor ek nou terug gaan na die Ou Testament, ons het nou gesê ons werk met Johannes en hierdie is Petrus. Wat sê Paulus? Presies dieselfde, hierdie teks in Romeine 9. Romeine 9. Ons lees net gou weer, daar was nie liefde bewys nie, daar was nie barmhartigheid nie, nou is daar. Kyk wat 'n groot liefde die Vader in ons bewys het. Nou, wat is nou so anders? Wat is nou so mooi? Wat het nou gebeur? Romeine 9. Nou weer eens, 'n mens moet maar die hele hoofstuk lees en ons kan nie vanoggend nie. Want gister se kuiertjie was lekker, en hy was laat gewees. Ek weet waar was julle? Ek was ook daar. Julle kan vanmiddag geslaap maak as pa of ma huis toe ry. Romeine 9 gaan oor die uitverkiesing. Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehaat. Wie is jy klein om vir die pottebakker te sê wat hy kan doen of nie doen nie? In vers 22 van Romeine 9 sê Jahwe duidelik, hy het in sy toorn en sy mag gewys, daar's voorwerpe van toorn, wat vir die verderf berei is. Soos Farao. Hy het as babietjie sy gebore, uit 'n koninklike geslag. Hy het die troon bestyg. Hy was vol hoogmoed. Hy het Israeliete verdruk. Alles reguit op lyn om in die see nie net te verdrink nie, maar Jahwe om te verdelg. Hoekom? Om vir die voorwerpe van barmhartigheid te wys, hoe lyk dit as 'n God vir jou lief is, en as hy aan jou kant is. As hy vir jou aan jou kant is, dan maak hy vir jou die Rooi See oop, dan voorsien hy vir jou in die woestyn. So dan moet hierdie voorwerpe van toorn wees, die Amalekiete wat van agteraf kom, die Filistyne wat Jahwe, die God van Israel uitdaag, dan moet al hierdie rolspelers wees, die Satan, al die dorings en al die distels, so die God van liefde vir jou kan bewys, ek is vir jou so lief, ek red jou. Dan lees ons in vers 24, vers 23, om juis bekend te maak, die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid, wat hy voorberei het tot heerlikheid. Sien julle die uitverkiesing? Voorberei het.
Hy het 'n plan met jou lewe. Aanskou sy liefde en verstaan sy werk in jou lewe. Aanskou sy liefde en verstaan sy plan met die aarde. Aanskou sy liefde en sien sy soewereiniteit, sy godheid, sy grootheid. As jy nie met Jahwe 'n verhouding het nie, word hierdie tydelike jou alles. Jy kyk so vas in alles. Kortstondigheid. En dan quoteer Paulus om ons wat naamlik wat hy geroep het. Nie alleen in Afrikaans staan daar Jode, maar ook uit die heidene. Nou raak ons bietjie verward, want ons kyk nou in die nuus, watter volk word vandag 'n Jood genoem, en dan dink ons nou daai kant aan heidene, dit moet seker nou maar die nuwe Jode wees, en ons heeltemal die mekaar. Onthou, ons praat hier van 2000 jaar terug wat Paulus dit skryf, en hy quoteer in die volgende vers, soos hy in Hosea sê, so ons is heeltemal terug, wanneer ons kyk, daar was Judeërs, daar was die twee stamme wat nie in ballingskap, wat van ballingskap teruggekom het, wat nie in ballingskap gebly het nie, wat weer terug gestempel toe, en dan is dat die wat Lo-Ami, nie volk, heidene was. Maar Jahwe roep uit beide sy krale, sy kudde, en hy sê in vers 25, soos hy ook in Hosea sê. Nou wil ek 'n baie lelike ding sê. Jong mens, ek hoop jy weet ten minste waar is Hosea in jou Bybel. Lees jy in Hosea? Of lees jy net psalms voor jy in die bed klim? En ek is ernstig. Want ons tye in mense lewe, wat hier en die nou my studies en geld maak, en meisies, en al iets pret en plesier, en karre, en alles vir my belangrik raak, die uitverkiesingsleer vereis van jou om moeite te doen. Moeite te doen. Moenie sê, hier is nou baie tekste, en net die predikant ken alles, en die slim ooms nie. Jy moet kyk wat 'n groot liefde die Vader aan jou bewys het. Jy moet hierdie tekste in jou Bybel omhels. Jy moet dit lief hê. En dit is belangrik om vir mekaar te sê, ons het 'n enorme stryd teen Facebook en jou foon en Twitter en al die gemors, want dis daai goed wat jou verstand verduister, dat jy Jahwe se liefde nie sien nie, en jy is bekommerd oor wat ander mense van jou dink, en hulle het nie getweet of geantwoord op jou nuwe foto, en waar jy was en waarvan jy hou nie, en jy sit met 'n selfbeeldprobleem, en jy sien nie Jahwe se liefde in jou lewe nie. Want jy is bekommerd oor mense. En daarom doen ons moeite, en weer in die gemeente, en ouers merk hierdie tekste. Hosea sê van hierdie gedeelte, dat ek sal die wat nie my volk is in vers 25, my volk noem, en haar wat nie bemin is nie, beminde. Hoekom lyk die aarde soos hy lyk? Hoekom al die oorlog? Hoekom al die verstrooiing en vreemdelingskap? Jahwe se volk het as uit Egipte getrek, en hulle het die beloofde land gehad, en hulle het 'n land gehad wat oorloop van melk en honing, maar weens haar troubreek, het Jahwe gesê, ek sal jou verstrooi onder die nasies, jy sal nie my volk wees, jy sal Lo-Ami wees, jy sal in die berge hardloop en vir jou lewe vlug. En dit is hoe dit was, dit is hoe die geskiedenis uitgespeel het, tot op 'n punt, dat God sy liefde bewys het in Yeshua, om daar in Jerusalem op Golgotha te sterf. En die evangelie moet uitgedra word om vir jou te sê, al is jy in 'n vreemde land, in 'n vreemde kultuur, in 'n vreemde plek in jou lewe, die evangelie kom vanoggend na jou toe, en sê, kyk wat 'n liefde die Vader in jou bewys het. Jy hoef nie die verlore seun te wees, wat in die varkhokke sit, en te verlang dat iemand vir jou pele gee. Daar's 'n Vaderhuis, daar's 'n uitverkiesing, daar's 'n roeping op jou lewe, maar jy moet teruggaan en dit aanskou deur die werk van die Woord en die Heilige Gees. Want die Heer dat hy ons vooruit beskik het om kinders te wees. So kom ons blaai na Hosea toe. Hosea 1 en 2. So wat doen ons vanoggend? Ons vat die evangelie, ons vat die Nuwe Testament. 1 Johannes 3 vat vir ons hier op 'n spoor. Ek kon seker die tegniese detail vir julle gegee het. Bitter interessant. Die boek 1 Johannes is die boek waar die woord liefde die meeste gebruik. 18% van sy woordeskat is liefde. Daar's geen ander boek in die Bybel wat so baie liefde, die woord liefde gebruik. Interessante statistiek, maar dis nou nie heeltemal waaroor vanoggend se boodskap gaan nie. Dit gaan oor, aanskou jy die liefde van Jahwe? Het dit al in jou lewe, jou anker, jou identiteit, jou hele hart gevul? Dat dit is hoe jy na die lewe kyk, as jy pyn sien, as jy hartseer sien jy net die ongemak, of sien jy 'n Vader wat ons tug? Jahwe tug die wat hy lief het. Julle het die vermaning heeltemal vergeet, sê Hebreërs 12. Jahwe tug die wat hy lief het.
Jy verstaan, hierdie tigtiging in jou lewe as Jaweh het my nie lief nie. Inteendeel, dit is omdat hy jou lief het, laat jy jou nie los, laat jy net maak wat jy wil nie. Dit is omdat hy jou lief het, dat hy vir jou ouers gegee het, wat vir jou raad gee, wat met jou raas, wat met jou verskil, wat soms jou laat wonder oor die lewe. Wie is ek? Waarheen is ek op pad? Hosea. Nou sit en wag julle vir my en kyk hoe vinnig kry ek kom. Ek kan daarom sê, is 'n nuwe Bybel, hy blaai nie lekker nie. Hosea 1. 1-2. Hierdie is die tekste wat 1 Petrus 2 vers 10 gekwoteer het en Romeine 9 vers 25 gekwoteer het. Ons lees dit. Eers Hosea 2 vers 23 en lees maar die hele boek, 22. Hosea 2 vers 22 en ek sal haar vir my saai in die land en my oor, hier is die Hebreëse woord, lo, rugama, dit beteken nie begenadigde, ek sal my oor nie begenadigde ontferm, en aan lo ami, lo beteken nie aan my volk, en ek sal aan nie my volk sê, jy is my volk, en hy sal sê, my God. Dis presies wat Petrus sê, hierdie Hosea leef in die tyd, net voor die ballingskap, julle kan Hosea 1 vers 1 lees, in die tyd van Usia, Jotam, Agas, Heskia, konings van Juda, in die tyd van die Roboam, in die tyd van ontsettende goddeloosheid, in die tyd van ontsettende troubreek, sê Jaweh vir sy volk, ek sal die 10 stamme skei, ek sal haar wegstuur, ek het 'n regsaak, maar in hierdie oordeel sê Jaweh, daar kom 'n tyd, wat ek oor jou, wat ek nie begenadig was nie, begenadig sal wees, aanskou my liefde, op Golgotha. Vir jare het die volk, hierdie was 700 jaar voor Joshua, vir 700 jaar, 700, was hy op die vlaktes verstrooi, was hy verdryf, en nie begenadig, Jesaja 54, jy deur die storm gejaagde, ongetrooste. En dan kyk ons na die geskiedenisboeke en ons sê, kyk hierdie verdrukking, kyk hierdie volk, hoe wreed is hy, daar's 'n rede. Want ons moet op 'n plek en 'n punt kom wat ons die liefde van Jaweh aanskou. Die ander teks, Hosea 1 vers 10, nadat Jaweh sê, in die vorige gedeeltes, die oordele, ag nee, julle kan maar dit bietjie hanteer, Hosea moes 'n hoer gaan trou het, en dan moes hierdie ontrouheid wees, in hierdie vuil, lelike omstandighede, en dan sê Jaweh, noem my kind, Lo-Ami en Lo-Rugaman, en daai kind is 'n beeld van julle ontrou, dis 'n beeld van jou swakheid, jou goddeloosheid, Jesreel, ek sal julle verstrooi, en in hierdie selfde hoofstuk kom die genade nog steeds na vore, vers 10, nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie, en in plaas dat aan hulle gesê word, julle is nie my volk nie, sal aan hulle gesê word, en hier kom nou die kruks in die afsluiting, julle is kinders van die lewende God. Wat het ons in 1 Johannes 3 gesien? Kyk, wat 'n liefde die Vader bewys het, daarin dat ons kinders genoem kan word, kinders van die lewende God. En daarom, in hierdie wêreld het Jaweh geweet, die wêreld sal ons nie ken nie, want ons is nie die wêreld se eiendom, ons is nie die wêreld se kinders nie. Dis die volgende gedeelte, as dit Vader sou wil is, in Johannes 3 vers 2, om hierdie rede ken die wêreld julle nie, ensovoorts. Omdat dit nie Joshua geken het nie. En die uitverkiesing is in Joshua, so as hulle Joshua gehad het, sal hulle almal wat in hom uitverkies is, en beskikking bestem is vir hierdie roeping, om heilig, en Jaweh lief te hê, wat lig is, en geen duisternis in hom is nie. Daarom sal die wêreld, omdat hulle Joshua gehad het, jou haat, want jy is in hom, uit hom, deur hom en tot hom. Maar bevestig in jou lewe die uitverkiesingsleer. En ek sê dit regtig met respek, dis nie veldikte nie. En daarmee sê ek nie vel is nie, ek sê dis nie so oppervlakkig nie. Dis 'n hartsaak, dis 'n ewige saak, dis baie meer. Is baie meer as om net te sê dit is wat my vel kleur, is baie meer. Want binne in Israel is Saul, 'n koning Jerobeam. Was daar hoeveel wat gesê het, wel ek is in die regte stam, ek is in die regte
stad of dorp, Jerusalem, die tempel, maar hulle harte was nie by Jahwe nie. Hierdie volk nader my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my. En daarom maak seker dat jy die uitverkiesingsleer se diepte verstaan. Dit gaan nie net daarom te sê ek is 'n Israeliet nie. Dit is onder andere dit ook, verseker. Dit gaan oor hierdie kyk en aanskou sy liefde, want dit is sy liefde wat jou dring tot heiligmaking. Dit is jou liefde wat jou die hoop gee vir die wederkoms. Dit is sy liefde wat die vrees na buite dryf, sê 1 Johannes 4 waarby ons gaan kom. Die liefde van Jahwe dryf die vrees na buite. Een van die grootste motiverings om sonde te doen is vrees. As jy partykeer net eers begin sonde doen, en jy voel verwerp, en jy voel jy het Jahwe teleurgestel, en in daai vrees besluit jy, maar nou terwyl ek nou sonde doen, kom ek gaan nou maar aan. Vrees raak jou krag om nog meer te sonde. Die teenoorgestel is waar. As jy die liefde van Jahwe in jou lewe ervaar, as altyd tyd vir terugkeer, as altyd tyd vir omdraai. Dit is nooit te laat. Vandag as jy my stem hoor, draai terug. As jy my liefde in jou hart koester, ek wag vir jou met oop arms. Mag Jahwe vir ons help. Soos ek altyd sê, pas op Johannes, die taal is eenvoudig, die diepte is so groot. Kyk wat die liefde die Vader aan jou bewys het. Elke jong mens. As jy dalk voel pa en maat jou nie liefde nie, en jy voel liefde is op 'n ander vlak, stop. Gaan terug na die skrif toe. Jahwe het sy liefde vir jou bewys, toe hy vir jou gesterf het aan die vloekhout. En dis ware liefde. En hy liefde is nie net, hy het my sonde vergewe, nou maak ek wat ek wil nie. Nee, hy liefde is die lewenskrag om vir jou te sê, maar hy wil jou hê voor sy troon. In aanbidding. Nie in moedsermonies nie, in buiging, in verlustiging. Lees van Openbaring, hoe staan die skare voor hom, in liefde, in aanbidding, rein, groot, heilige skare. Waar is jy? Waar is jy in jou lewe op hierdie stadium? As jy in die aand op jou knieë gaan, sien jy jou gebed as deel van daardie gebede wat in die reuk offeraltaar bakke voor Jahwe uitgegiet word? Bid jy? En as jy bid, waarvoor bid jy? Gaan dit oor alles wat jy wil hê, of gaan dit 'n dankgebed, 'n antwoord op die liefde van Jahwe? Ons het gister vir mekaar gesê, en ek sluit daarmee af, die wat nie gehoor het nie, 'n verantwoordelike lewe. Die kernwoord is antwoord, dis 'n lewe wat antwoord op die liefde van Jahwe wat na jou kant toe kom. Dis 'n verantwoordelike lewe. As jy die liefde van Jahwe wat bewys is, beantwoord, en sê, Vader, hier is my hart. Ek wil my hele lewe aan U toewy. En dan 'n bemoediging. Jy kan die oudste onder ons, die persoon wat jy dink die verste op die pad is, die volwassenste persoon gaan vra. Het jy al die einde van Jahwe se liefde bereik? Het jy al 'n plek gekom in jou lewe waar dit nie meer vir jou belangrik is nie? Dan sal die beste onder ons sê, die liefde van Jahwe is 'n lewende fontein. Dit is net soet, dit is net groter. Die ewigheid is te kort vir ons om ons te verlustig in Jahwe se liefde. Kyk wat 'n liefde die Vader bewys het. Aanskou dit in jou lewe. Kom ons staan en bid ons saam. Vader Jahwe, baie dankie dat ons as gemeente vanoggend U liefde kan bely. Dankie dat U Gees dit in ons lewens werk, en dis ons gebed, dat ons daardie volwassenheid sal hê om te besef, wat is U liefde? Dat dit vir ons aan die vloekhout geopenbaar is, ons wat so sondig is, ons wat so goddeloos was, ons wat so ver gedwaal het, ons wat Lo-Ami nie volk en nie begenadigde was, kan voor U staan en U aanroep, soos ons gesing het, Abba Vader. En soos ons gesing het, Vader Jahwe, wil ons voor U staan en 'n loflied vir U bring, en daardie begeerte hê, kom vul ons harte met U glorie. Kom vul ons jong mense se lewe met U glorie, U heerlikheid, sodat ons by U feesmaal sal aansit wanneer U by ons hart se deur klop, dat ons sal oopmaak en dat ons met U in daardie maaltyd sal wees wat ons nie meer verlang na die wêreld se varkhokke nie. Maar dat U liefde vir ons die grootste lewensvervulling sal wees. Dat ons kan getuig saam met U Gees, Abba Vader, ons behoort aan U.
Dankie dat U Gees die vrees na buite dryf. Dankie dat U Gees daar waar daar in ons lewe swakheid is, verwerping of een of ander iets is wat ons 'n enorme stryd het. Dankie dat ons die geloof vanoggend in U liefde kan plaas as die krag tot oorwinning in elkeen se lewe. Bevestig U woord in ons harte en seën die saad, laat dit groei tot U verheerliking in Yeshua. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee in Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.